Goeiemôre geliefde gemeente, broers, susters en kinders. Baie welkom by die erediens hier vanuit die Gereformeerde Kerk George. Hierdie besondere dag wat die Here vir ons gegee het, nie net 'n nuwe dag van die week nie, 'n nuwe dag ook in ons lewens toegevoeg, maar ook vandag wat ons as sekulêre mense Moedersdag vier. Daarom ook aan elke moeder baie geluk met die dag. Mag jy werklik bederf word, as jy kan bederf word. En dan geniet dit ook wanneer jy bederf word. Kom ons raak so vir 'n oomblik stil voor ons met ons erediens begin.
Welgeluksalig is hy wat deur u uitgekies is en laat naderkom dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word in oorvloed aan julle geskenk van God ons Vader in die liefde van ons Here Jesus Christus, wat ryklik deur die Heilige Gees in elkeen van julle vermeerder sal word. Amen. As loflied tot ons Here sing ons Psalm 18:1, verse 1, 12 en 14. Vers 1: Ek het u hartlik lief, o Heer, u is my sterkte en teeweer. Vers 14: Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry. En dit wat daarop volg. Psalm 18:1, dan bely ons geloof. Wanneer ons geloof bely, is dit nie net 'n openbare belydenis ten opsigte van ons geloof in God drie-enig nie, maar ook 'n getuienis wat ons teenoor mekaar en die wêreld daar buite maak. In antwoord op ons belydenis gaan ons Psalm 71:1 sing, waarin ons dan ook ons geloof daarmee erken en bely. Bly in jou hart as volg saam: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons prediking kom vanoggend uit 2 Johannes uit. Kom ons luister dan ook as wet van die Here na die woorde van 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 verse 1 tot 8 en 12 tot 21. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy enigste seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as soenoffer vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. Ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie kan sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons begin ons gebed met Psalm 119:1 vers 38 en vers 39. Vers 39: Heer, u woord is my 'n fakkel wat sy ligglans voor my dra, voor my voete die duisternisse van my lewenspad verjaag. Verse 38 en 39, Psalm 119, dan bid ons saam.
Ons hemelse Here, ons kom vanoggend na U toe met lof en dank en aanbidding, Here, dat ons U naam kan aanbid as die enigste Here, die ware lewende God wat daar is. Here, soos ons vanoggend gesing het, ons liefde vir U en U kerk, dat ons dit sal uitleef, dat ons ook van al die slegte paaie sal afwyk deur U genade, dat ons U woord sal aanneem as soetwoorde, soeter as heuning, Here. Ons U woord as 'n fakkel sal gebruik om ons deur ons lewe te dra, ook in hierdie tyd waar ons nog steeds ingeperk is, vasgevang is in soveel stories wat ons aanhoor en wat ons deurmekaar maak. Here, ons loof en prys U ook vir U liefde, U genade, U troue sorg elke dag. Reën wat U op baie plekke gegee het, ja Here, waar dit nat is, waar die winterweiding water gekry het, maar ook Here, waar daar plekke is waar dit nog droog is, waar alle reenseisoene verbygaan. Here, as dit U wil is, gee daar, gee ook op die plekke wat hierdie tyd van die jaar moet reën kry, dit wat hulle moet kry. Vader, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elkeen wat siek is. Ja Here, ook in hierdie tyd waar daar mense in die hospitale is, waar hulle geliefdes hulle nie kan besoek nie, hulle nie mag besoek nie. Waar ons ouderlinge en die diakens ook nie daar mag ingaan nie. Ons vra dat U met hulle sal wees wat hartseer is. Ja Here, weer eens verskeie lidmate wat hierdie week iemand aan die dood afgestaan het, langs 'n oop graf gaan staan het. Vader, ons vra dat U hulle sal vertroos. Wees ook met elkeen wat oud geword het en ook so hulle eie uitdagings in die lewe het. Vader, as ons so na U wet in die Nuwe Testament luister, dan moet ons erken dat ons nie mekaar altyd so lief het soos ons mekaar moet lief hê nie. Dat ons so baie kere oortree, dat ons U te nakom, mekaar te nakom en baie kere ook onsself te nakom. En daarom vra ons ook vir vergifnis. Ja Here, dat U ons sal vergewe vir dit wat ons gedoen het. Maar ons sê ook dankie vir skuldvergifnis wat reeds bewerkstellig is deur U ons Here Jesus aan die kruis. Ons hemelse Vader, wanneer ons nou ook na U woord gaan luister, waar ons ook vanoggend gaan hoor dat ons vir U kerk moet lief wees, vra ons dat U ons harte en ons verstand en ons ore sal oopmaak, om ontvanklik te wees, om nie net te hoor nie, maar om te luister wat U vir ons wil sê. Help ons daartoe deur U Gees. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam alleen. Amen. Luister na die woord van die Here. Ons lees saam uit 2 Johannes verse 1 tot 13. Die tweede brief wat Johannes geskryf het, ons lees dit uit die 33-35 vertaling. Ook die laaste vers wat ons gaan na luister is Galasiërs 4 vers 26. Van die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. Terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees, genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Ek was baie bly dat ek van jou kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos 'n gebod wat ons van die Here ontvang het. En nou bid ek, vra ek jou uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel.
Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichrist. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet het gemeenskap aan sy bose werke. Alhoewel ek baie het om aan julle te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle toe te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster groet jou. Amen. Dit is die woorde van Johannes. Ons luister ook na Galasiërs 4 vers 26, waar Paulus aan die woord is. Maar die hemelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder. Kom ons sing ook vir ons liefde vir die Here se kerk. Hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Psalm 84, ons sing daarvan verse 1 en 2. Ons fokus vanoggend op vers 5 van 2 Johannes. En nou bid ek, vra ek jou, uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Ook vers 26 van Galasiërs 4, maar die hemelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder. Geliefde kinders van ons Here, ek wil vanoggend graag met al die kinders praat, ook met myself, want ek is ook mos 'n kind, my ma se kind. My ma se kind soos jy ook jou ma se kind is. En nou die vraag, hoe lief het jy jou moeder? Hoe behandel jy jou ma, jou moeder? Gee jy vir haar om? Of is hy maar net iemand in die huis waarop daar getrap word? Iemand om jou vuilwerk agter jou skoon te maak? Of is jou moeder daardie persoon wat jou voed en versorg en vir jou omgee, jou koester en jou vashou? Is sy die een wat jou vermaan, jou reghelp wanneer jy verkeerd optree? Is jy en voel jy by haar tuis? En indien dit sy is die een wat jou voed,
en versorg en lief is vir jou, wat jou in liefde regheld en by wie jy tuis is. Hoekom dan net een dag 'n jaar uitsonder om vir haar spesiaal te maak? Hoekom haar nie sommer op 'n woensdag aand ook 'n bietjie bederf nie? Hoekom nie elke dag nie? Hoe 'n groot rol speel jou moeder regtig in jou lewe? Of moet my en jou moeder maar net daar wees wanneer ons haar nodig het? Terwyl ek self op my eie kant regkom, moet sy maar bietjie alleen daar een kant op haar eie aangaan. Maar nou die vraag, geliefdes, wat het dit alles met geloof en kerk te doen? Die kerkvader Augustinus van Hippo, wat 'n groot invloed op Johannes Calvin en Martin Luther se lewens gehad het baie jare gelede die volgende gesê: iemand wat nie die kerk as moeder het nie, kan nie vir God as vader hê nie. So praat ons dan ook baie kere in ons gereformeerde tradisie van die kerk as ons moeder. Calvin het later self van die kerk as ons geestelike moeder gepraat. Ek wil graag Augustinus se aanhaling omdraai. Wanneer ek God as my vader ken, kan ek nie sonder my moeder die kerk klaarkom nie. Daarom die vraag, hoe staan ek en jy teenoor die kerk van die Here? Veral in hierdie tye waarin ons nou leef, waar daar so baie dinge verander het, dat ons onder andere glad nie by die kerkgebou kan uitkom nie. Dat ons as gemeente in eredienste by mekaar mag saam wees nie. Genadiglik is die kerk vir baie vandag nog steeds net so kosbaar, iets wat hulle intens liefhet en koester. Ongelukkig is die kerk vir baie ander maar net 'n oudtydse en 'n veragterlike instelling wat nie meer relevant is nie. Volgens hierdie mense is daar nie vir die kerk van die Here plek in hierdie wêreld nie. En dan maak hulle maar met haar, soos baie kinders met hulle eie moeders maak. Tog is moeder so 'n mooi beeld vir die kerk. Dit het alles met liefde, versorging, opvoeding en beskerming te doen. 'n Plek van veiligheid. Daar is al baie gesê dat die kerk nêrens in die Bybel moeder genoem word nie. Tog het ons in Galasiërs 4 vers 26 gehoor dat Paulus die hemelse Jerusalem, die kerk, ons moeder noem. Aan die een kant moet ons baie versigtig wees om die kerk, 'n aardse gemeente met die hemelse werklikheid gelyk te stel. Veral wanneer die aardse kerk as moeder op dieselfde vlak as die Vader gestel word. Aan die ander kant kan ons ook nie ons daarvan losmaak nie. Veral as ons na ander beeldsprake in die Bybel kyk, waar die kerk van die Here byvoorbeeld ook met 'n vrou of vroue gelyk word. Die bruid in Openbaring, die owerspelige vrou in die profeseë van Jesaja en Hosea, en hierdie vroue het kinders. Kom ons kyk weer na ons eie aardse moeders. En laat ons met onsself baie eerlik wees, wanneer ek 'n te hoë verwagting van my ma het om iets te doen, en sy dit dan nie kan doen nie, kan ek baie maklik in haar teleurgesteld wees. Andersom ook, want my ma koester weer sekere verwagtinge van my ook. En geliefdes, ongelukkig gebeur dit in die kerk ook. Soms word daar net te hoë verwagtinge aan die kerk gestel. En dan volg uitsprake soos, die kerk het my teleurgestel. Of die kerk het dit of dat aan my gedoen. Die kerk het my nie gehelp toe ek siek was en swaar gekry het nie. Of ek gaan nou maar vir my 'n nuwe kerk soek. Net om maar later weer ook in hierdie nuwe kerk teleurgestel te word. Of dalk is dit die kerk wat in die lidmate teleurgestel is, in haar kinders. My kerkse mense het dit of dit aan my gedoen. Die lidmate het niemand laat weet as hulle siek is of swaar kry nie. Tog is hierdie beeldspraak van die kerk as moeder nie ver gesog nie. Want dit wat 'n ma met haar kinders doen, is die kerk ook veronderstel om met die gemeente, die lidmate, haar kinders te doen. Ons bely in artikel 29 van die Nederlandse geloofbelijdenis dat daar 3 kenmerke is waaraan ons die ware kerk ken. En hierdie kenmerke is, of behoort ook kenmerkend van 'n aardse menslike moeder te wees. Eerstens, Bybelse verkondiging of prediking is ons geestelike voeding. Tweedens, ons sakramente. Die doop en die nagmaal wat sigbare tekens is
wat ons geestelik, ons geloof versterk. Ook dalk iets wat ons dalk eers weer later vanjaar aan sal kan deelneem. En derdens, die kerklike tug, liefdevolle vermaning, die manier waarop ons geestelike moeder ons beskerming bied. Daarom kan ons nie sê dat dit in die kerk net oor lering en prediking gaan en hoe ons aanbid en wat die atmosfeer in die kerk is, al is wat saak maak nie. Mens mag sê dat ek by my ma se huis tuis is, maar by die kerk voel dit vir my vreemd. Dan is daar iets fout, geliefde. Die woord moeder sê dan tog vir my dat die kerk iets moet wees om van harte lief te hê, soos ons ook gesing het. Die samelewing sê egter al hoe meer, miskien geloof ja, maar die kerk doen dit net nie meer vir my nie. En dit is heeltemal teenstrydig met dit wat ons in die Bybel leer. In Hebreërs 10 vers 25 leer ons byvoorbeeld die volgende. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Omdat ons Vader, ons moeder, die kerk so lief het, is ek ook veronderstel om haar lief te hê. Lidmate behoort opgewonde te wees oor die kerk en oor al die wonderlike dinge wat in die kerk plaasvind, waarvan ons dalk nie eers alles weet nie. Daarom is dit so moeilik om te verstaan hoekom daar so baie mense, kerkmense is, wat so koud en klinies afsydig teenoor die kerk staan en byvoorbeeld by geen aksie betrokke is of betrokke wil wees nie. Of mense wat by 'n nuwe kerk aansluit, so opgewonde is oor hulle nuwe kerk, maar 'n paar weke later of 'n paar maande later, maar net weer na die volgende kerk toe aanbeweeg. Weer 'n nuwe kerk. Dan wonder mens, is daar nie 'n tekort aan liefde nie? Die vraag is, waar en by wie? Want hierdie liefdestekort kan weerskante toesny. Of ek het te min liefde vir my moeder, of my moeder het te min liefde vir my. Lê die probleem by my of by die kerk? Dalk moet ons net so vir 'n oomblik weer onthou dat die kerk, elke gemeente uit lidmate bestaan. Gewone mense soos ek en jy. Gebroke mense met ons eie foute, vooroordeele of wat ook al. Sondaars. Daarom moet ons baie versigtig wees om te sê dat dit nie saak maak of ek aan 'n kerk behoort of aan watter kerk ek behoort nie, solank ek maar net in Christus glo. So amper as ons almal eers 'n DNA-toets moet ondergaan om seker te maak dat ek wel my ma se kind is. Wanneer ons na die tweede brief van Johannes kyk, is dit duidelik dat dit hier oor een ding gaan. Die liefde, my liefde vir my moeder. My liefde vir Christus se kerk. Ook dat ons as broers en susters en kinders, as kinders van die kerk, hierdie moeder van ons moet lief hê. Nie 'n liefde wat maar sommer net 'n doellose en 'n sinnelose aksie is nie, maar 'n liefde wat gegrond is in die woord van God en uitgevoer moet word. Daarom is dit ook vir ons so belangrik om saam as kinders van die Here, kinders van die kerk, by mekaar te kom en die waarheid met mekaar te deel. Iets wat ek op hierdie stadium vreeslik baie mis. Geliefdes, daar moet 'n opregte dankbaarheid teenoor die Here se kerk wees. En daarom is ek ook dankbaar vir die tegnologie wat ons het, dat ons wel by mekaar kan wees. Al is dit soos nou, hoe ons dit oor die internet doen. Dalk iets wat baie van ons as vanselfsprekend aanvaar het, maar nou besef, daar kort nou iets. Maar geliefdes, ons moet oppas dat ons nie dalk onsself so aanmatig om te dink dat ons die enigste kerk, die enigste gemeente is, wat alleen die volle waarheid het nie. Want dit is so dat daar ander kerke is wat nie alles dieselfde doen soos ons te doen nie. Ook in ons eie kerkverband is dit so, dat alles nie in elke gemeente dieselfde plaasvind nie. Daarom is dit so belangrik om by my en jou eie moeder tuis te wees. Daarom moet ons ook vir mekaar en vir die kerk bid. En wel daarvoor bid dat elke Christen so bewustelik met God se woord sal besig wees, dat hy of sy dit van sy of haar gemeente sal verwag, dat slegs die stem van die Here gesag sal dra.
Dat Christus die een is wat gevolg word. Ook om die leiding, vermaning, die bediening van die sakramente op te soek, met dankbaarheid en met lof te ontvang en dit te gebruik. Dinge waarna baie van ons nou smag, wat ons ook nie nou kan doen nie. Die woord moeder herinner ons ook daaraan dat elkeen van ons binne 'n bepaalde gemeente dalk eers op 'n latere ouderdom gebore is. Soos ek en jy deel van ons eie menslike moeders is ons ook deel van ons geestelike moeder. Julle gaan op my vra of sê, hoe moet ek en jy dan nou in hierdie inperkingstyd met 'n erediens by mekaar kom? Ek wil so graag kerk toe gaan, maar ek is toegesluit. Ek mag nie. Die vraag is, geliefde broer, suster en kind, wat gaan ek en jy doen wanneer ons weer ons moeder mag sien? Wat gaan jy doen wanneer ons weer ons moeder mag besoek? Hoe gaan ek en jy optree wanneer ons weer as gemeente onder die geklank van die woord van ons Here by mekaar mag saam wees? Om af te sluit, geliefdes, ons vier vandag Moedersdag. Iets wat in ons tradisie nie 'n vreeslike groot viering is nie. Tog 'n dag waarop ons die moeders in ons lewens eer en koester. Mag elke moeder dan ook vandag gelukgewens word met die gawe van moeder wees. En julle kinders, as julle kan, bederf haar. Geliefdes, soos 'n ma ideale vir haar kinders koesters en gehoorsaamheid van haar kinders verwag, geld dit ook vir die kerk van die Here. Koester haar, sorg vir haar, pas haar op, bid vir haar, ook in hierdie tyd. Net so 'n laaste vraag of twee. Hoekom het die Here hierdie moeder, hierdie gemeente van ons, vir jou en vir my gegee? Waarom het God jou lewe so gelei en vir jou 'n plek in jou gemeente gegee? Hoe lief is jy vir jou moeder? Amen. Ons Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U as ons Vader te hê. Dat ons U kinders genoem mag word. En Here, dankie dat ons 'n moeder mag hê. Nie net aardse moeders nie, maar 'n geestelike moeder, 'n tuiste, 'n gemeente, vir wie ons lief is. 'n Moeder wat ons op hierdie stadium ongelooflik baie mis. 'n Moeder na wie ons verlang. Ja, Here, ons vra dat U met die kerk sal wees, dat U die kerk sal koester en vashou in hierdie tyd, dat ons ook eersdaags spoedig weer as U gemeente by mekaar mag kom. Ons dank U vir ons eie moeders in die gemeente, ons eie moeders wat vir ons omgee, en Here, dat ons ook hulle aan U opdra. Daarom vra ons U ook dat U hulle sal seën met gesondheid, met krag en genade. Vader, ons bid vir ons regering. Ons bid vir ons land, die leiers wat moet besluite neem. Ja, Here, dat dit ook in verantwoordelikheid gedoen sal word. Ons bid dat U in hulle harte so sal werk dat hulle ook deur U Gees gelei sal word om die regte besluite te neem. Nie net eie belange voorop te stel nie, maar werklik die mens sal beskerm. Here, waar ons self tekort skiet, vra ons dat U ons daarvoor sal vergewe. Dat U dit wat skeiding maak tussen U en ons sal wegneem. Dit bid ons alles in ons Here se naam, deur die krag van U Gees. Amen. Ons sluit af met Skrifgereiming 15:1. Dit is ook die gebed vir die kerke. Ons sing verse 1, 2, 3 en 4, vers 1 en 4 almal saam. Vers 2 die broers en vers 3 die susters. Vers 1: Ek buig voor God die Vader biddend neer, voor hom deur wie gelowiges mag lewe, die reeds verhoog in hemele verhewe
en die wat nog in aardse tyd verkeer. Skrifbereiding 15:1, dan ontvang ons die seën van die Here. Nadat ons die seën van ons Here ontvang het, bid ons vir ons kerk en ook vir ons land met lied 283. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Geliefde gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is in en by en met julle tot in alle ewigheid. Amen.
broers en susters, enkele afkondigings. Ons begin by meelewing. Sandra Besuidenhout se swaar is in die week oorlede. Die begrafnis was reeds gister gewees. Ons sê vir hulle ook baie sterkte en ons dink ook aan hulle. Dan die siekes wat bygekom het, wat nie in die Soutkorrel is nie, is die skepers wat in die hospitaal is na baie ernstige epileptiese aanval wat Vrydag gebeur het. Ons bid haar ook die seën van die Here toe, spoedige herstel. Ook Nelia van der Berg, julle sal onthou dat sy so ruk gelede geval het en haar been gebreek het. Die been het nog nie aangegroei nie en die pen het uitgeskeur, so hulle het die operasie oorgedoen. Dit het ook gister gebeur. Ons sê ook aan haar baie sterkte. Dan het Leon en Susan Du Plessis ook 'n briefie in die Soutkorrel geplaas oor hulle seun Kevin. Ons is dankbaar dat dit met hom ook soveel beter kan gaan. Dan sal julle sien ook in die Soutkorrel het ek so ietsie geskryf oor Fopnuus. Lees dit asseblief rustig deur. Ek het dit ook die week laat uitstuur na almal in die gemeente per WhatsApp. Dan die liefdesgawes. Ons sê aan al die lidmate baie dankie wat hulle kollektes en andersins ook gereeld inbetaal. Diensgroep Finansies het telefonies vergader en wil graag die volgende aan julle deurgee. Dit staan daar ook in die Soutkorrel. Soos normaalweg word dan nog steeds 2 kollektes opgeneem elke Sondag. Die eerste kollekte is die diens van barmhartigheid wat deel uitmaak van ons erediens soos altyd. Dit is vir die diakonale sorg en vir die versorging van die hulpbehoewendes. En dan by die deure is daar elke Sondag 'n spesiale kollektor vir een of ander instansie wat toegewys is om die kollektes voor te doen. Aangesien ons al reeds van 22 Maart tot verdere kennisgewing geen eredienste in die kerk gehou kan hou nie, wil ons graag julle elkeen versoek om steeds voort te gaan met om julle verskeie kollektes in te betaal of daarvoor voorsiening te maak. Daar's 'n paar aanbevelings, dit staan ook in die Soutkorrel. Julle kan dit in die kerkkas inbetaal, met ander woorde internetbankdienste. Die besonderhede is daar in die Soutkorrel ook beskikbaar van die bankbesonderhede. En maak dan net asseblief baie seker dat die verwysing reg is. Meld dit vir ons duidelik, diakonie of die naam waarvoor die spesifieke fondse dan by die deure opgeneem word. Indien u nie van internetbankdienste gebruik maak nie, volgende voorstel, plaas die 2 kollektes wat op daardie spesifieke Sondag in kollektesakkies geplaas sou word in 'n koevert en merk dit duidelik diakonie of die spesifieke fonds met die datum daarby. Wanneer ons dan weer by mekaar mag uitkom, dan kan ons dit in die kollektesakkies plaas of vir Ruth of vir die diakonie gee, wat hulle dit dan sal oorbetaal aan die spesifieke fondse. Vandag se liefdesgawes was dan ook onder die erediens vir die diens van barmhartigheid, die diakonie. As jy dit inbetaal, gebruik asseblief die verwysing diakonie kollekte. En die tweede kollekte by die deure is vir die Huis Boland Hulpfonds. Verwysing vir inbetaling Huis BOL kollekte. So kom ons bly ook ons fondse so oorbetaal aan wie dit mag nodig wees. Kom ons sluit af met die verjaarsdag. Daar's 2 lidmate hierdie week wat ons het mos so 'n spesiale kategorie vir hulle. Ons sê vir hulle baie geluk hierdie week spesifiek Anne-Marie van der Walt wat die 11de verjaar en Susan Weideman wat die 15de verjaar. Kom ons sing vir hulle en dan ook vir al die moeders die seënbede van Psalm 128 toe. Ons sing verse 1 en 4. Groetes en seënwense.